city strong, we're surrounded by the walls of God's salvation. Open the gates to all who are righteous. Allow the faithful to enter. You will keep in perfect peace all that trust in you and all whose thoughts are fixed on you. Trust in the Lord always. Trust in the Lord always. Trust in the Lord always. For the Lord God is the eternal rock. Our city's strong, we're surrounded by the walls of God's salvation. Open the gates to all who are righteous. Allow the faithful to enter. You will keep in perfect peace all who trust in you and all whose thoughts are fixed on you. Trust in the Lord always. Trust in the Lord always. Trust in the Lord always. For the Lord God is the eternal rock. Trust in the Lord always. Trust in the Lord. Those who die in the Lord will live, their bodies will rise again. Those who sleep in the earth will rise up and sing for joy. For your life-giving light will fall like dew on your people in the place of the dead. Those who die in the Lord will live, their bodies will rise again. Those who sleep in the earth will rise up and sing for joy. For your life-giving light will fall like dew on your people in the place of the dead. Trust in the Lord always. 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 Trust in the Lord. Trust in the Lord always. Trust in the Lord always. For the Lord God is the eternal rock. Prys die Here. So vandag wil ons praat oor die woord van bemoediging. So die Bybel en die woord van die Here, jy kan sê die leer van die apostels, moet altyd jou bemoedig. Moet altyd jou bemoedig. As jy nie bemoedig word deur die woord nie, dan is daar iets fout.
So jy moet altyd bemoedig word deur die woord. En die laaste paar preke het ons gefokus op dat ons mekaar moet bemoedig. En dat ons ander mense op 'n positiewe manier moet por, met liefde aanspoor tot goeie werke. En ons het letterlik daai prentjie gebruik van daai taser. Onthou julle nog die taser? So, ons moet mekaar aanmoedig tot liefde en goeie werke. Nou jy sê dalk, hoe weet ek as hierdie persoon aanmoediging nodig het? As dit 'n Christen is en hulle gaan nie na 'n kerk toe nie, of hulle is nie in 'n kerk nie, of jy het hulle lanklaas in 'n kerk gesien, of in hierdie kerk gesien, dan weet jy, hulle kort aanmoediging. Want as jy by jouself is, gaan jy nie lank kan aanhou nie. As jy by jouself is, dan val die duiwel jou aan, nog meer. So, die Here vra dat ons mekaar moet aanmoedig. En wat is die beste manier om iemand aan te moedig? Wat is die beste manier om mekaar aan te moedig? Met die woord van God. Want die woord van God is die woord van bemoediging. En soos ons gesien het, dat selfs al vat jy die woord van God, en jy vat dit as jou bemoediging, en jy vertrou met hierdie belofte vir 'n manifestasie van iets. En selfs al sien jy dit nooit nie, maar omdat jy vashou en bly vertrou, en hoe Paul Meney aanhou om te volhard, om te vertrou vir daai belofte, gaan die Here jou 'n beloning gee. Die Here gaan jou beloon, omdat jy vertrou op sy beloftes. Halleluja. So ons moet mekaar aanmoedig. En ons kan dit nie alleen doen nie, ons kort die bemoediging van die Heilige Gees, want die Heilige Gees is ons trooster. Hy is die een wat ons bemoedig. Prys die Here. So die woord van God bemoedig en vermaan altyd. Halleluja. En soos ons gesien het, as jy vashou aan 'n belofte en jy bly vertrou, dan gaan jy 'n beloning daarvoor kry. En ons het 'n vorige preek, 'n hele preek daaroor gegee, maar ek wil eintlik daai preek opsom met Openbaring 3 vers 11. En hierdie vers sê vir ons duidelik, dat as jy bly vertrou, as jy bly vashou aan 'n belofte, dan gaan jy 'n kroon, 'n beloning ontvang. Dit sê in Openbaring 3 vers 11, ek kom gou, Tagu, hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou oorwinnaarskrans, jou kroon wegneem nie. So die woord van God moet ons altyd bemoedig. Die woord van God bemoedig ons. Nou baie kere sal mense oor die eindtyd praat, en soos hierso sê Jesus, ek kom gou, Tagu. So hy praat oor die wegraping. En die wegraping is vir party mense nie 'n woord van bemoediging nie. Hoekom is dit nie? Dit beteken hulle verstaan dit nie. Want die wegraping is een van ons groot woorde van bemoediging. Dis eintlik die woord van bemoediging dat Jesus kom en dat Jesus gou kom. En een van die grootste redes hoekom mense nie die wegraping vat as 'n woord van bemoediging nie, is omdat hulle nie die tydsberekening van die wegraping verstaan nie. Ek bedoel selfs hierdie week was daar ouens wat gesê Jesus kom definitief hierdie dag. En soos ons weet, niemand weet die dag of die uur nie, so jy kan nie sê Jesus kom hierdie dag nie. Maar jy kan ook nie sê Jesus kom nie daai dag nie. Want jy weet nie wat se dag hy kom nie. Maar dan kan jy ook nie sê dit maak nie saak wanneer hy kom nie. Hoekom? Want is die woord van bemoediging dat Jesus terugkom. Nou hoekom is die tydsberekening van die wegraping 'n groot debat onder leraars? Dis omdat hulle nie saamstem oor die dag of die tyd, die tydsberekening van die wraak of die toon of die grimmigheid van die Here nie. Want hoekom vind die wegraping plaas? Die wegraping vind plaas om die Christene uit te vat, weg te vat van die tyd van toon, grimmigheid wat op die aarde gaan gebring word deur die Here. Nou kom ons kyk na 'n prentjie. Hierso is 'n prentjie van die wegrapingssienings. Nou hierso is die kruis. Die kruis het 'n groot verskil gemaak tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ons is nou in die Nuwe Testament. En die Nuwe Testament is nou al omtrent 2000 jaar aan die gang. En dis die tyd van die kerk
of die tyd van die laaste dae, of jy kan dit ook noem die tyd van genade. Nou, die verdrukking is 'n tyd van 7 jaar, die groot verdrukking. Die tyd van oordeel. En dit word opgedeel in 3,5 jaar, 3,5 jaar, en as jy sukkel met wiskunde, 3.5 plus 3.5 is 7 jaar. Okay, so dis 'n tyd van 7 jaar. Nou, as jy glo, soos wat ek glo die regte manier is, dat die hele verdrukking die tyd is van die Here se toorn en wraak en grimmigheid, dan beteken dit die wegraping moet voor die verdrukking plaasvind. Voor die groot verdrukking. Maar party leraars, en ek gee julle net hierdie ander sienings, net sodat julle van dit weet, maar ek stem nie saam met dit nie, maar natuurlik kan jy met enige siening iets van daai mense af leer. Selfs al hoef jy nie saam met hulle te stem nie, so jy kan hulle respekteer vir hulle sienings, maar jy hoef nie saam met hulle te stem nie, alles te gaan julle albei verkeerd wees. Okay, maar party leraars glo net die laaste 3.5 jaar is die toorn van die Here. So daarom gaan die wegraping eers in die middel van die verdrukking plaasvind. En party glo dat net daai laaste paar dae, of daai basies so 3/4 in, gaan die laaste tydjie gaan die toorn van die Here wees. So daarom gaan die wegraping so voor die toorn plaasvind. En as party wat glo dat daar is nie so ding soos 'n verdrukking nie, of selfs al is daar 'n ding soos die verdrukking, hulle glo ons gaan deur dit gaan, en dan glo hulle dat die wegraping en die tweede koms van Jesus is een gebeurtenis. So daarom ons gaan op, en dan onmiddellik kom ons weer af. So daarom was die pyltjie op en dan onmiddellik weer af. So dis nou na die verdrukking. En dan natuurlik, wanneer ons terugkom met die Here in die tweede koms, dan het ons die 1000 jaar millennium, waar ons saam met Jesus op die aarde gaan regeer. En na die 1000 jaar is dit die groot wit troon oordeel. Dis nie vir ons nie, dis vir al die ander mense, en dan staan die ewigheid met 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel. Halleluja. So nou, hoekom verstaan party mense nie hierdie storie nie? Hoekom is daar 'n groot debat of al hierdie sienings? Dis omdat daar's 3 dinge wat mense nie volledig begrip nie. 3 dinge. Nou daar's natuurlik meer, maar hierdie is die 3 hoofdinge wat mense nie 'n volledige begrip van het nie. Die eerste een is die gelowige se gesag. Die gelowige se gesag en mag. En ek het 'n hele preek daaroor gegee 'n paar weke terug, die gesag en die mag. Onthou julle nog? So die gesag en die mag van die gelowige. En wat beteken dit? Dit beteken, omdat die kerk nog hier is, kan die anti-kris nie doen wat hy wil nie. Die anti-kris kan nie geopenbaar word, omdat die kerk nog hier is. En die vers is 2 Tessalonisense 2 vers 7, waar het vir ons duidelik sê, dat die kerk stop, dat die anti-kris opereer op die aarde. En dit sê hierso, want die verborgenheid van die wetteloosheid, ongeregtigheid is al aan die werk. Net totdat hy, wat nou terughou, of jy kan sê teehou, uit die weg geruim is, of weggeneem is. So dit beteken die anti-kris, want ons weet die gees van die anti-kris is al hier, maar hy kan nog nie, die anti-kris, die persoon, kan nog nie verskyn nie, omdat daar's iets wat hom weghou, teehou, totdat daai ding weggeneem is. Nou sê party mense, dis die Heilige Gees wat weggeneem word. Dit kan nie die Heilige Gees wees nie, want jy kort die Heilige Gees op die aarde, sodat mense tot bekering kan kom in die verdrukkingstyd. So dit verwys na die liggaam van Christus, na die kerk, na ons. Sê na my. Dit verwys na my. As jy weggevat word, as jou gesag weggevat word, dan kan die anti-kris kom. Dan kan die anti-kris verskyn. Is letterlik hierdie woord waar dit sê, die verborgenheid, ongeregtig is al aan die werk, net totdat hy, wat nou terughou, teehou, en is letterlik die prentjie van die anti-kris staan, agter, jy weet die gordyne van 'n groot opvoering, en as daai gordyne weggevat word, dan kan die anti-kris verskyn. So ons is letterlik daai gordyn wat hom stop, dat hy nou almal kan hom sien. En dan
party Christene sal sê, okay, ek hoor wat jy sê, ons het gesag, maar daarom, as ons in die verdrukking deurgaan, veral daai groep wat glo ons gaan die hele verdrukking deur, hulle glo, okay, as ons hier is, dan het ons gesag oor die anti-kris, so ons kan teen hom staan, die Here sal ons beskerm, want ons het gesag oor die anti-kris, want 1 Johannes sê, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. As jy kyk in Openbaring 13 vers 7, sê dit hy, die anti-kris, is toegelaat om teen die heiliges, wie is die heiliges, gelowiges, oorlog te voer en hulle te oorwin. Aan hom is ook volmag gegee oor elke stam, so dan elke volk en elke taal en elke nasie. So wat beteken as jy in die oordeelstyd hier is, wat gebeur? Nou as jy tot bekering kom in die oordeelstyd en jy's nou hier in die oordeelstyd, beteken dit die anti-kris het mag om jou te oorwin. So dit beteken ons kan nie hier wees nie, die kerk kan nie hier wees nie, met alles dan die hy wat buite ons is, het mag oor hy wat binne in ons is, wat nie toegelaat kan word nie. So dis hoekom ons moet weggevat word, voordat die anti-kris verskyn kan word. Volg julle my? Nou wat is die tweede ding, wat meeste mense nie verstaan, en daarom verstaan hulle nie, en hulle het nie hierdie bemoediging van die wegraping nie. Hulle verstaan nie die toon van God nie. Hulle verstaan nie die toon van God nie. En dan eintlik nog belangriker, hulle verstaan nie die nasie van Israel nie. So Jesus het gesê, dat die Joodse volk hom moet terugroep. As jy kyk na Matteus 23, vers 39, sê Jesus dat die Joodse volk moet hom terugroep. En daarom, as jy glo, soos baie kerke, dat die kerk Israel gereplace het, die kerk het Israel vervang, dan wat is die rede vir Israel? Nee, die Jode is belangrik, want hulle moet vir Jesus terugroep. En dan verstaan hulle nie die tydsberekening van die wegraping nie, want hierdie oordeelstyd is wanneer die Here pertinent op die nasie van Israel fokus. Prys die Here. So ons kan dalk meer oor Israel in 'n ander preek praat, maar vir vandag fokus ons net op punt 2. En een van die redes waarom die wegraping plaasvind, is om gelowiges van die aarde te verwyder, sodat die toon van God nie op gelowiges uitgestort word nie. Dit is duidelike Bybelse lering. Gelowiges word gered van die toon van God. Sê ek word gered van die toon van God. So nie van die toon van die mens nie. En ook nie van die toon van so mense kan jou oordeel. Jy weet, mense kan jou aanvat, want die Bybel sê almal wie heilig lewe sal vervolging ervaar. So ons is nie gered van die toon van gewone mense nie. Maar ons het mag oor die duiwel en ons het mag oor al die ander goed wat ons aanval. Ons is bevry van dit, maar ons is nie bevry van die toon van mense nie. Maar ons is bevry en gered van die toon van God en die toon van die lam van God. Halleluja. Hoekom? Want ons is die geregtigheid van God in Christus. Prys die Here. Sê ek is die geregtigheid van God in Christus. So daarom is jy bevry gered van die toon van God. En dink daaroor as jy die bruid van Christus is en Jesus stort sy wraak en toon en grimmigheid op jou af. Wat gebeur? Ek bedoel, as dit nou 'n gewone man was, as ek nou my toon op elstukke uitgestort het, sal ek in die tronk beland, en hopelik sal hulle my baie seermaak in die tronk, as jy so iets doen. Jy weet, jy kan nie jou vrou of jou bruid al jou wraak en grimmigheid en toon uitstort op nie. Dis hoekom, voordat jy byvoorbeeld 'n land aanval, as Amerika byvoorbeeld 'n land gaan aanval, haal hulle altyd hulle ambassadeurs, vat hulle daai ambassadeurs uit daai land uit, voordat hulle daai land aanval. Dis hoekom as 'n land gaan aanval en sien jy, dan haal hulle eers die ambassadeurs uit, en dan val hulle die land aan. Of hulle sê vir hulle, julle moet die land verlaat. So dieselfde, die Here gaan eers sy ambassadeurs wegvat, en dan
gaan hy die toorn uitstort op die aarde. Kom ons kyk na Romeine 5 vers 9, dit sê, hoeveel te meer sal ons dan deur Christus van die oordeel, die toorn, gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. Halleluja. Nou Romeine 1 vers 18 sê, die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense, wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. Nou die rede hoekom Paulus Romeine 1 vers 18 tot 20 geskryf is omdat hy in Romeine 1 vers 16 gesê het dat die evangelie van die Here krag het om ons te red. En in daai tyd, en selfs nou, baie mense kan nie sien hoe die goedheid van die Here mense tot bekering lei nie. Hulle sê, nee, jy moet vir hulle vertel van die wraak en toorn en oordeel van die Here. Maar Paulus maak die punt hierso in Romeine 1 vers 18 dat ons almal 'n instinktiewe wete het van die oordeel van God, van die toorn van God, van die wraak van God. Elke persoon, dit sê al, sien julle, dit sê al die goddeloosheid, al die ongeregtigheid, so elke persoon het 'n instinktiewe knowledge, 'n instinktiewe wete, kennis van die oordeel en toorn van God. Maar nie elke persoon weet van die goeie nuus, dat Jesus al die toorn gevat het op hom nie. So dit beteken as jy Jesus aanneem, as jy glo in Jesus, dan het Jesus al jou toorn gevat. Verstaan julle? Van meeste mense weet nie dat die goeie nuus dat God sy toorn vir ons sondes op sy eie seun geplaas het, sodat ons volkome vergewe kan word. Daarom as jy hier is in die oordeelstyd en jy ervaar die toorn van God, wat beteken dit? Jesus hoekom het hy dan eers op die kruis gehang? Jy weet, hy het al jou toorn gevat, sodat jy nie die toorn van God hoef te vat nie. Dis goeie nuus. En die goeie nuus sal mense meer na God toe trek, as wat die slegte nuus mense na God toe sal dryf. So jy kan vir mense sê, hey, Jesus het al jou toorn gevat, hy het al die oordeel op hom gevat. En die gebruik van die woord al hierso wys vir ons hoe die Here die totale wete van die toorn vir almal geopenbaar het. Nou wat is die Christense houding? Die Christense houding is 1 Tessalonisense 1 vers 10, om sy seun wat hy uit die dood opgewek het, uit die hemel te bly verwag. Sê te bly verwag. So party mense verwag die Here, en dan vergeet hulle 'n bietjie daarvan, en dan dink hulle aan iets anderste, of hulle verwag die Here, en dan kom die Here nie, en dan is hulle teleurgesteld, of wat ook al. Dit sê hierso, te bly verwag. So die Christense postuur is om die Here te bly verwag. Jesus wat ons red verlos uit. Sê uit. Jesus wat ons red verlos uit die oordeel, uit die toorn wat kom. So party mense sal nou sê, soos daai mense wat sê dat ons deur die verdrukking gaan. Nee, die Here gaan ons deur die toorn verlos. Of hy gaan ons in die toorn verlos. Nee, hy gaan ons uit die oordeel toorn verlos. Prys die Here. So vir diegene wat nie gehoorsaam is aan die evangelie van ons Here Jesus nie, sal daar 'n dag van toorn en wraak wees. Soos Tessalonisense 1 vers 8 en 1 Petrus 4 vers 17 sê. Maar diegene wat vergifnis ontvang deur geloof in dat Jesus alreeds gelei het, sal nie weer in die oordeel kom nie. Hulle oordeel was op Jesus geplaas. Sê, jou oordeel was op Jesus geplaas. My oordeel was op Jesus geplaas. Halleluja. Kom ons kyk na Johannes 3 vers 36. Dit sê, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Het. Jy het dit, het die ewige lewe. Maar wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Inteendeel, die toorn van God
bly op hom. So wanneer jy in Jesus glo, wat gebeur? Dan is jy gered. Jy het die lewe, jy het die ewige lewe. So sommige mense wat God nie ken nie, dink hulle leef al werklik. Hulle het geld, hulle kan uitoefen elke begeerte, elke lus wat hulle het. Hulle het roem of wat ook al, maar die waarheid is, dat as jy nie in die Seun van God glo nie, ervaar jy nie die ewige lewe nie. Ervaar jy nie lewe nie, jy sien nie die lewe nie. Want Johannes 1 vers 4 sê vir ons dat Jesus is die lewe. Die ewige lewe is iets wat alle wedergebore gelowiges besit. Dit vind nie in die toekoms plaas nie, maar is 'n huidige werklikheid. Dis hoekom dit sê, het die ewige lewe. Jy het dit al klaar. Dis nie iets wat jy nog gaan kry nie, jy het al klaar die ewige lewe. Johannes 5 vers 24 sê, Amen, amen, Jesus sê, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. En vir hom is daar geen veroordeling nie. Sê geen. So daar's geen veroordeling nie. So as jy nog hier is, in die verdrukkingstyd, dan ervaar jy veroordeling. Maar hy het uit die dood na die lewe oorgegaan. Halleluja. So verlossing volgens die skrifte is 'n werklikheid wat ons kan weet dat ons dit het. Jy kan weet dat jy dit het. Soos 1 Johannes 5 vers 13 sê dat ons nou al die ewige lewe kan ervaar. Want wat is die ewige lewe? Johannes 17 sê vir ons, die ewige lewe is 'n intieme verhouding met Jesus en met Vader. Maar daar kom 'n toekomstige tyd wanneer God sy toorn op die hele aarde sal uitstort. Die toorngrimmigheid van God op die aarde. En julle, ons gaan nie nou deur dit lees nie, maar julle kan gaan lees as julle wil, Openbaring 6 vers 17, Openbaring 11 vers 18, 14 vers 19 en 15 vers 1 en 7, eintlik die hele hoofstuk 15, en dan Openbaring 16 vers 1 en 19 sê vir ons, dat daar toorngrimmigheid op die aarde uitgestort gaan word. Want party mense sê, okay, nee, natuurlik is daar hel, party glo nie is in die hel nie, maar hulle sê, dit gaan nie op die aarde uitgestort, nee, die toorngrimmigheid van God gaan op die aarde uitgestort gaan word. En dan sê, o nee, maar net op party mense. Nee, dit sê op al die inwoners of bewoners van die aarde. So as jy op die aarde is, gaan jy die toorn van die Here ervaar. Maar in hierdie huidige tyd, nou, het Jesus egter nie gekom om mense te veroordeel nie, maar om hulle genade en waarheid te bring. Soos Johannes 1 vers 14 en Johannes 3 vers 17 sê. En ook as jy kyk toe Jesus in Nasaret ingekom het en toe lees hy die profesie oor homself, toe stop hy voor die dag van oordeel. Hy sê, hierdie is die jaar van die guns van die Here. En die dag van oordeel, maar hy stop, hy lees nie die dag van oordeel nie. Hoekom? Hy het die boek toegemaak, want die dag van oordeel is nie nou nie. Die dag van oordeel kom nog. Dis nou eers die jaar van die Here se guns en goedheid. Halleluja. Maar diegene wat nie in die Seun glo nie, is tans onder die toorn van die wet, die Ou Testamentiese wet, soos Johannes 5 vers 45 sê, en Romeine 4 vers 15, en Galasiërs 3 vers 10, en Johannes 3 vers 18. Tensy hulle bekeer, gaan hulle ly onder die grimmigheid en toorn van die Here vir ewig. Toorn en grimmigheid van God vir ewig, soos jy kan sê in Romeine 2 vers 6 tot 9 en Openbaring 20 vers 13 tot 15. Maar prys die Here, die Christen is nie bestem vir hierdie nie. Die Christen sal nie deur die verdrukking gaan nie, deur die tyd van beproewing, deur die toorn van God,
die toon van die lam nie. Halleluja. Dis hoekom hierdie so 'n groot bemoediging is, dat jy weet, jy gaan nie deur die toon van God nie. Dis 'n groot bemoediging, want jy weet, terwyl jy nog op die aarde is, het jy gesag en mag oor die anti-Christgees. Jy het gesag en mag oor al die bose geeste. Dis hoekom ons kan bid op maandagooggende en woensdaagaande en elke dag teen die korrupsie in die land, teen al die probleme in die land en teen al die goed. Hoekom? Want die kerk het nog die gesag en die mag. Maar wanneer jy hier in die oordeelstyd het, word die gesag en mag oorgegee aan die anti-Kris. Nou kom ons kyk na Jesaja 26 vers 19. Dit sê, U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan, waak op en jubel, julle wat in die stof woon, want U dou is 'n dou van die lig, en die aarde sal aan afgestorwenes die lewenslig skenk. So hierdie is 'n duidelike prentjie van die opstanding van die dooies. Want wat gaan gebeur voor die oordeelstyd plaasvind? Voor die toon van God op die aarde uitgestort word. Voor die toon van die lam, die grimmigheid van die lam op die aarde uitgestort word vir 7 jaar. Eers gaan die opstanding van die dooies plaasvind. En dan onmiddellik daarna gaan die wat lewe en oorbly, ek en jy, as dit nou nie een van die dae, as dit eers oor 200 jaar plaasvind, dan nie. Maar nou, as dit nou gebeur, ek en jy wat nog lewe, gaan dan ook opgaan met ons nuwe liggame, en dan gaan die oordeelstyd plaasvind. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 14 sê, en hierdie is die troos van Christus se koms. Dis die bemoediging van Christus se koms. Soos ek gesê het, as jy nie bemoedig deur dit nie, dan verstaan jy dit nie, want hierdie moet ons bemoedig. Het sê, broers, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor diegene wat ontslaap het nie, sodat julle nie treur soos die ander mense wat nie hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap, saam met hom bring. So wat gaan gebeur is, wanneer Jesus kom, gaan die wat al ontslaap, wat dood is in Christus, se geeste gaan saam met Jesus kom, en dan gaan hulle liggame, soos Jesaja 26 sê, uit die aarde uitkom, hulle nuwe liggame, en gaan hulle ontmoet in die hemel. En dan gaan ons onmiddellik, ons liggame gaan verander word, dan gaan ons onmiddellik saam met hulle op, en ontmoet Jesus in die hemel, in die wolke. Nou, hoekom vind hierdie plaas? Want ons het gesê, een van die redes hoekom hierdie plaas vind, is om skuiling te kan neem van die komende oordeel. Jesaja 26 vers 20 sê, kom my volk, sê kom. As jy sê kom, beteken dit, as ek sê vir Elsteke kom, dan moet sê na waar ek is kom. Hey? Kom Elsteke. Maar as ek sê gaan, dan moet sê van my af weggaan. Maar as ek sê kom, dan kom sê na waar ek is. Ja, sê met luister as ek sê kom. Maar jy hoef nie nou te kom nie. So hy sê, kom my volk, gaan in jou binnekamers in. Sê binnekamers. Gaan in jou binnekamers in en sluit jou deur agter jou toe. Verberg jou vir 'n klein oomblik. En hierdie klein oomblik, as jy kyk in die Septuagint, beteken eintlik in 'n oogwind, in 'n klein moment. So dis hierdie, glo ek, is 'n verwysing ook na die wegraping, die prentjie, maar nie, ek bedoel in 1 Korintiërs 15 sê, in 'n oogwink. In 'n oogwink gaan ons weggevat word. Hierso sê hy ook, in 'n klein oogwink, totdat die grimmigheid en troonvervloeking verbygegaan het. Nou as jy selfs al het jy net hierdie vers gehad, sal dit genoeg gewees het, maar ons het baie verse. Maar hierdie vers sê duidelik, jy moet verberg, in 'n oogwink weggevat word, totdat die grimmigheid en vervloeking verbygegaan het. Wat sê party leraars? Nee, ons gaan deur die toon en vervloeking gaan. Hulle verstaan nie, hierso sê hy, totdat die grimmigheid en toon verbygegaan het. So dit beteken, as jy
moet weggevat word totdat dit verby is, beteken dit jy's nie hier wanneer dit plaasvind nie. Halleluja. Nou, waar word ons gevat? In ons binnekamers in. Nou, wat se soort binnekamers het ons? Groot, pragtige wonings. Kom ons kyk na Johannes 14 vers 1. Dit sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Of laat julle harte nie ontsteld word nie. Nou, maak nie saak wat se probleem jy deurgaan op die aarde, maak nie saak wat se issue jy het, of wat se probleem, familie, liggaamlik, of finansiëel, wat ook al dit is, Jesus sê, laat jou hart nie ontsteld word nie, of wees nie. Glo in God, glo ook in my, glo in Jesus. Dan hoekom? Want hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. So as jy nou in die hemel sou gewees het, as jy nou gegaan het om 'n bietjie te gaan loer wat daar aangaan, wat sal jy sien? Hulle is besig om te bou. Baie te bou. Hoekom? Want hulle bou wonings vir ons, voor te berei vir ons. Halleluja. Vers 3 sê, en as ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou wat sê, soos byvoorbeeld die ouens wat glo eers na die verdrukking, dan gaan ons op, maar dan kom ons weer af. Dan sou Jesus nie gesê het, sodat julle kan wees waar ek is nie. Hy sou gesê het, sodat ek saam met julle kan wees waar julle is, op die aarde. Nee, hy sê, sodat julle kan wees waar ek is. Hey? Nou kyk na die woord ook, kom ons maak dit net klaar, sê, julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan, en soos ons weet, Jesus is die weg. Amen, Jesus is die weg. Maar hy sê, ek sal kom ek weer en sal julle na my toe neem. Daai woord na my toe neem is paralambano. Sê paralambano. Nou para beteken letterlik om iemand na jou sy toe te bring, om iemand na jou hart te bring. So is 'n baie affectionate term hierso. Jesus bring ons, hy ontvang ons na sy toe. Halleluja. Nou hierdie is 'n duidelike verwysing na die wegraping. Maar dan gebruik hy presies dieselfde woord, paralambano, in Matteus 24 vers 36. En dan sê hy, van daardie dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engele van die hemele nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader alleen. Nou hoekom sê Jesus hierdie gedeelte? Want dit verwys na die Joodse troue. Dat die Seun mag nie weet wanneer hy trou nie, want die Vader moet vir hom sê wanneer om sy bruid te gaan haal. So hierdie is nie 'n prentjie dat Jesus nie God is nie, dis 'n prentjie dat hy 'n bruidegom is. Halleluja. Dan sê dit, van net soos in die dae van Noag, sê net so. Net soos in die dae van Noag, so sal die koms van die Seun van die mens wees. Soos hulle immers in daardie dae voor die vloed besig was om te eet en te drink, en om in die huwelik te tree, en in die huwelik uit te gee, tot op die dag dat Noag die ark binne gegaan het. Nou wat party mense nie weet nie, dink jy regtig, as jy deur die toon van God gaan, dat jy gaan besig wees om te trou. Jy gaan besig wees om lekker te eet, om besigheid te doen. Nee, jy gaan probeer oorleef. Jy gaan nie tyd gee om familie te bou en huis te bou. Jy gaan net probeer oorleef. Want dit sê, tot op die dag dat Noag die ark binne gegaan het. En dieselfde, net soos, tot op die dag dat ons in ons binnekamers ingegaan het. Halleluja, in ons wonings ingegaan het. En dan vers 39, en hulle niks vermoed het, totdat die vloed gekom. En die vloed is 'n prentjie van die toorn van God. En almal meegesleer het. Sê almal. Dit beteken as jy 'n bewoner van die aarde is, gaan jy deur die vloed gaan. Jy gaan deur die toorn van God gaan. Jy gaan dit ervaar. So sal ook die koms
van die seun van die mens wees. Sê, so sal ook. So dit gaan net so wees. So as jy 'n bewoner van die aarde is, gaan jy die toorn van God ervaar. Behalwe een oordeel. So die Here is ook genadig. Daar's een oordeel waar daai skerpioene en soos goggas uit die aarde uitkom, dan mag hulle net die mense steek wat nie glo nie. So as jy gemerk word in die verdrukking, dan word jy nie gesteek deur daai skerpioene nie. Maar jy gaan nog steeds die son se brand ervaar, jy gaan nog steeds die aardbewings ervaar, jy gaan nog steeds die tsunamies ervaar en al daai goed. Maar die skerpioene gaan jou ten minste nie steek nie. Prys die Here. Dan sal daar twee, nou hierdie is die belangrik, vers 40, dan sal daar twee op die land wees. Een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. Nou die woord saamgeneem is paralambano. Een sal na Jesus se sy toe gebring word, na sy hart toe gebring word, en een sal agtergelaat word. En daai agtergelaat het die prentjie van dis hartseer, jy weet dis sleg. Twee sal by die meule maal. Een sal saamgeneem, paralambano, en die ander agtergelaat word. Hartseer. Bly daarom waaksaam, omdat julle nie weet op watter dag julle Here kom nie. Kom ons kyk na 1 Tessalonisense 4 vers 15. Dit sê, want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, sê ons, want julle is lewendig, hè? En jy bly hier oor, jy's nog hierso, hè? Julle moet sê ek's lewendig, jy moet nie soos ek's lewendig. Wat in die lewe oorbly. En hierdie woord lewe is eintlik iemand wat vigorous is, iemand wat wakker is, iemand wie vol olie is en aan die brand is. So prys die Here in ons gees, is jy vol vreugde, vol lewe. Halleluja. Iemand wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want as eers die ontslapenis gaan opgaan, dan, vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So die engel gaan 'n shofar of 'n salpings is die Griekse woord, 'n salpings blaas. Halleluja. So, julle gaan so iets hoor en dan in 'n oogwink dan is julle weg. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En dan vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly. En daai woord oorbly is eintlik die prentjie van 'n remnant. 'n Remnant. Jy weet soos as jy 'n kleed het en dan word 'n stukkie afgeskeur en die res word gebrand of verlaat of wat ook al. Dit praat van die wat oorbly, nog steeds glo. Want ons baie kerke wat snaakse goed glo. So die Here sê die wat nog glo in die evangelie, die wat nog geloof het, die wat nog ook lewe, maar die wat regtig glo. Want Jesus sê wanneer hy terugkom, gaan hy geloof vind op die aarde. Saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Nou wat sê, ons gaan in die wolke wees, ons gaan saam met die Here wees. Ons kom nie onmiddellik weer af nie. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Sê bemoedig. So hierdie is 'n woord van bemoediging, dat jy gaan nie deur die toon van God gaan nie. Halleluja. En as jy dink, toon, is so erg nie, gaan lees 'n bietjie daai Openbaring verse wat ek vir julle gewys het. Dis nie so lekker nie. Wel, eerste plek, ek bedoel 'n brood, een brood gaan soos seker meer as R300 kos, jy weet, want die brood gaan 'n dag se loon wees, en ek bedoel as jy werk volgens Suid-Afrika se loon, soos vir 'n dag, is dit
omtrent R300, R250. So een brood gaan soos R250, R300 kos. Moenie weet hoeveel gaan steak dan kos nie. Jesaja 26 vers 21 sê, want kyk, die Here sal uit sy woonplek uitgaan om die sondeskuld en ongeregtigheid van die bewoners van die aarde, sê weer bewoners, die bewoners van die aarde oor hulle te besoek, rekenskap te eis, en die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie langer bedek nie. Maar prys die Here, 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê, want God het ons nie bestem tot toorn nie. Jy is nie bestem tot toorn nie, maar om die verlossing en saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Nou, selfs al glo julle nie, kom ek lees vir julle 'n vers wat hierdie so duidelik sê. Openbaring 3 vers 10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid, volharding, wat dink julle is daai woord? Hupomene. Omdat julle die woord van my hupomene bewaar het, aan my opdrag gehoorsaam was om te hupomene, volhard, geduldige uithou vermoë, deursettingsvermoë. Onthou julle nog my vashou krag preek? Daai vashou krag, omdat jy vashou aan die woord, die evangelie, sal ek jou ook bewaar van die uur van beproewing, wat oor die hele bewoonde wêreld gaan aanbreek, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. So as jy op die aarde is, sê dit dat al die bewoners van die aarde gaan deur hierdie beproewing gaan deur hierdie oordeel gaan, deur hierdie toon gaan. Maar wat sê hy? Ek sal jou bewaar van die uur van beproewing. Nou die woord, party vertalings, moet julle gaan kyk, dan moet julle 'n lyntjie deur intrek. Want party vertalings sal sê, ek sal jou ook bewaar in die uur van beproewing. Dis verkeerd, want die woord daar is ek, sê ek. En ek beteken uit. So hy gaan jou van die beproewing bewaar, nie in die beproewing nie, want ook hy sê, ek sal jou bewaar van die uur van beproewing. So party mense sê, okay, jy's op die aarde, maar, okay, hy sal jou bewaar van die beproewings. Jy weet, jy sal dit nie ervaar nie, maar hy sê nie dit nie, hy sê, hy gaan jou bewaar van die uur, die tyd. So hy gaan jou letterlik bewaar van die 7 jaar periode. Jy gaan nie hier wees gedurende die 7 jaar periode nie. Die uur van beproewing, die tyd, daai beperkte tyd, gaan hy jou bewaar van. Halleluja! Nou, hoe gaan hy jou bewaar? Openbaring 3 vers 11, die volgende vers sê, ek kom gou, tagu, hou vas, sien jy weer die hou vas aan wat jy het. So wat ook al vers jy vat, wat ook al belofte jy vat, hou vas daaraan, sodat niemand jou oorwinnaarskrans, jou kroon wegneem nie. Prys die Here. Maar nou, nog 'n argument is, party mense sê, okay nee, hierdie is net vir Philadelphia geskryf. Hierdie is nie vir almal geskryf nie. Maar wat sê die volgende vers, of vers 13 sê, laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Nie aan die gemeente nie, aan die gemeentes, aan almal sê. Halleluja. So wat is ons 3 hoofpunte vir vandag? Ons 3 hoofpunte is, dat hierdie verse in hierdie preek wat ons so net deurgegaan het, hierdie bemoediging, sê vir ons dat die ware kerk nie deur die groot verdrukking sal gaan nie, maar in die wegraping sal vertrek voor daardie tyd. Halleluja. Soos ons gesien het, soos in die dae van Noag, soos in die dae van Lot. Wat het gebeur met Noag? Was Noag in die vloed? Nee, hy het in die ark ingegaan. En toe hy eers in die ark is, toe kom die vloed. En dieselfde met Lot, was hy deel van Sodom en Gomorra se oordeel? Nee, hy moes eers uit Sodom en Gomorra gaan, toe kom die oordeel. En nog 'n prentjie wat eintlik dalk die beste prentjie is ook
Josef. Wanneer het Josef getrou? Want Josef is een van die beste prentjies van Jesus. Het Jesus of het Josef getrou voor die 7 jaar van vervloeking, van hongersnood, of na, of gedurende die hongersnood? Die 7 jaar van hongersnood. Nee, hy het voor die hongersnood getrou. Hy het nie gedurende die hongersnood getrou nie. En toe die hongersnood plaasvind, toe fokus Josef nie 100% net nou op sy vrou nie, toe fokus hy ook op sy broers, wat toe kom, wie Israel verteenwoordig. So wanneer die hongersnood plaasvind, gaan God sy fokus op Israel plaas. Halleluja, om Israel te bewaar gedurende die hongersnood. Dan die tweede punt, en wanneer jy geduldig volhard en vashou, hoe palmen hy, aan God se belofte, sal jy 'n beloning ontvang. Halleluja. Sit jou kroon op, sê ek gaan 'n beloning ontvang, ek gaan 'n kroon ontvang, en dan het ek 'n kroon om vir die Here te gee. Halleluja. En dan die derde punt, jy hou vas deur die vertroosting en die bemoediging van die woord van God. Dis hoe jy vashou, jy hou vas deur die bemoediging en die vertroosting van die woord van God. So byvoorbeeld, wat doen jy? Soos byvoorbeeld, vat paar van die verse wat ons vandag deurgegaan het. Soos Johannes 14 vers 1, vers 1 tot 4, of Jesaja 26. En dan wat sê, as jy ontsteld is, as jy voel jy kort bemoediging, dan sit jy net jou hand op jou hart en dan sê jy, laat jou hart nie ontsteld wees nie, laat jou hart nie ontsteld word nie, ek glo in God, ek glo in Jesus, in my Vader se woning is daar baie, in my Vader se huis is daar baie wonings. En dan dink jy 'n bietjie, gebruik jou verbeelding, want dan Jesaja 26 sê, you will keep him in perfect peace whose imagination is stayed on you, because I trust in you. So dan verbeel jy, hoe gaan jou woning lyk? Bedoel, het gaan amazing wees. En dan dink jy, okay, my huisie het dalk issues of wat ook al, of my lewe het issues, maar ja, ek gaan hierdie amazing woning hê. En dan hoe gaan dit gebeur? Jesaja 26, in 'n oogwink gaan ek in my woning wees. Prys die Here. So ek hoef nie deur die toon van God te gaan nie. Halleluja. Awesome. Julle kan die seëning ontvang. Yevarechecha Yahweh v'yish marecha. Ya'er Yahweh panav elecha v'chuneka. Yisa Yahweh panav elecha v'yasem lecha shalom. Baie dankie Abba Vader, dat U ons seën en ons beskerm. Dankie dat U vir ons so lief is. En baie dankie Koning Jesus vir U guns in ons lewens. Dankie Koning Jesus dat U aangesig oor ons laat skyn. En dankie vir U barmhartigheid en U genade in elke area van ons lewens. En baie dankie Heilige Gees dat U met ons is, dat ons gemeenskap met U het. En dankie Heilige Gees dat U aangesig oor ons verhef en dat U vir ons U shalom vrede gee. In Jesus se naam, Beshem Yeshua. Amen. Halleluja. Julle moenie vlug nie. Ek wil net gou vir julle een video nog wys. Don't let your hearts be troubled. Trust in God. Trust in me. Don't let your hearts be troubled. Trust in God. Trust in me. There is more than enough room in my Father's home. There is more than enough room. If this weren't so, would I have told you that I'm going to prepare a place for you. When everything is ready, I will come and get you. I will come and get you.
that you'll always be with me. Where I am, there is more than enough room in my Father's home. There is more than enough room. You know the way to where I'm going. Yes, you know the way to where I'm going. I am the way, truth and the light. No one can come to the Father except through me. I am the way, truth and the light. No one can come to the Father except through me. No one can come to the Father except through me. When everything is ready, I will come and get you, so that you'll always be with me. Where I am, there is more than enough room in my Father's home. There is more than enough room. If this weren't so, would I have told you that I'm going to prepare a place for you?